Goeiemôre aan julle almal. Dit is vandag donderdag en dis die 21ste van my maand. Dis lekker koud hier in Pretoria. Ek weet daar's plekke so Sutherland en al die ander plekke wat 'n bietjie kouer as ons kry. So miskien moet ek net doodstil bly nou. Maar jy weet mos ek kry mos altyd koud. Jy weet mos ek het die ene aan en daai ene en daai ene. So ja, ek hou nie van die koue nie. Ek hoop jy's warm. Nou ja, vanmôre wil ek graag met jou die woord bring en ek dink een van die grootste eienskappe wat ons as kinders van die Here het, is dat ons stukkie vir stukkie moet sterf. Jy weet, daar's 'n groot deel van Dawie binne in hierdie mens. En dan is daar 'n deel wat graag hierdie mens wil oorvat, want hierdie mens wat wil oorvat, is die ene wat graag die beste verskoning vir my wil hê. En daarom moet ek elke dag 'n bietjie sterf. Ja, daar's 'n deel in my wat wil sterf, wat moet sterf. Eendag het iemand 'n mooi storie vertel. Hy het gepraat van 'n man wat besig was met 'n baie groot stomp. Die stomp het hy vasgehou en hy het hom so gekyk en hy het begin kap in hierdie stomp. En hy het die bytel gevat en hom gekap en gekap en gekap en gekap. En uiteindelik, toe vra die ander ou vir hom, "Wat kap jy?" Toe sê hy, "Man, ek sien iets." Toe sê hy, "Wat sien jy?" Hy sê, "Ek sien om weg te kap alles wat nie soos 'n perd lyk nie. So ek sien die perd, binne in hierdie stomp sien ek die perd, maar al die ou stukkies kap ek af, wat die perd maak dat hy nie soos die perd lyk nie." Is dit nie mooi nie? So daai gedeeltetjies wat hy met sy bytel weggekap het, was al die goeters wat nie soos hy lyk nie. Laat my nogal dink, ek en jy, ons het 'n profiel wat ons op aarde het, wat ons vir die mense wys en wat ons dalk is. Maar daar's 'n deel wat die Here weet hoe ons moet lyk. En elke dag is hy besig met sy ou bytel en dan kap hy bietjie iets weg. Jy weet, ons sukkel met vergifnis. Ons sukkel met wat ander mense aan ons gedoen het. Ons sukkel wat ons aan onsself gedoen het. Ons kan onsself baie keer verwyd oor ons eie verlede. En dan bly ons nog die ou mens wie ons was. Maar daar's baie dele wat die Here nog wil wegvat in ons. En dis eintlik wat ek vanmôre wil sê. Nou, vanmôre wil ek 'n bietjie gesels met jou. Galasiërs 3 vers 20 in die ou vertaling. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nou nie meer nie. Angus sê altyd, you need to die so that God can live. Elke dag moet ek so bietjie doodgaan. Daar's nog groot dinge wat elke dag vir my wag, versoekings wat wag. Daar's probleme wat wag. Daar's al hierdie ou eendag het iemand gesê, ons het almal bosluise en baie keer moet ons iemand kry om die bosluise van ons af te trek en baie keer weet ons nie eens waar daai bosluise sit nie. Ja, ons het nog almal bosluise, ons het nog almal goeters wat in ons moet sterf sodat Christus deur ons kan lewe. Kom ek lees op. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Hoekom moet ek sterf? Want Christus het vir my gesterf sodat ek kan lewe. Ek weet dit klink 'n bietjie hoër graad, maar dis die waarheid. Elke dag moet daar 'n stukkie vir stukkie in ons sterf. Dis eintlik die grootste Christen. Dis nie hy wat die wonderlikste dinge doen nie. Dis hy wat die ou wat die meeste in homself sterf. Vandag het ons weer 'n kans om in onsself te sterf. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons kan lewe. Dankie dat ons lewe. Here, daar's nog baie goed van my wat nie by my pas nie, wat nie by my hoort nie. Kap hulle af, Here. Al die goeters wat nie soos U lyk nie, kap hulle af. Help my, Here, dat ek soos U kan lyk. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Weet dat jou beste lê voor en dat Jesus jou baie lief het. Totsiens, tot die volgende keer.